Goeiedag AI vriende en collega's. Het is aangenaam om weer met u te gesels. Hier by my is Dr. Willie Silje, die uitvoerende hoof van die AI. Willie, jy is daarom hier in George terug. Jy was in die Kaap. Vertel ons wat jy daar gemaak het. Ja, dankie Eugene. Gisteraand later gekom. In Kaapstad natuurlijk gister. Ek het van tevore ook aan ons vorige gesprek en ook daar op RSG met 'n onderhoud met Jody Hendricks bietjie gepraat oor hierdie hele ding oor die GEM report. Nou die GEM report staan vir die Global Entrepreneur Monitor Report. Dis 'n internasionale verslag wat kyk na sekere tendense oor entrepreneurs. Jy weet en die bereidwilligheid van mense om 'n klein besigheid te begin, die hele vraagstuk. Nou gister in Kaapstad was die amptelike verslag daar geloods in Kaapstad. So interessant, hulle het 'n Suid-Afrikaanse span navorsers wat navorsing doen oor die Suid-Afrikaanse omstandighede. Dit word natuurlik internasionaal deurgestuur en dit word nou op 'n groot klok gehang in die wêreld om te sien maar waar staan Suid-Afrika. Ja. Nou hierdie hele ding wat ek laas oor gepraat het, uit die 56 lande wat deelgeneem het aan hierdie navorsingsstuk, is Suid-Afrika 7de laagste op die rangorde in terme van die bevordering van entrepreneurs, die bevordering van klein besighede. Nou, die verslag wat gister geloods is die Suid-Afrikaanse verslag, wat hulle dan ook afgebring het meer na die Weskaap, spesifiek oor die Weskaap. En waar staan die Weskaap teenoor die ander provinsies natuurlik in die land. Baie interessant en ons gaan nou nie veel uitwy rondom hierdie verslag nie, wat eintlik kommerwekkend is met die aantal mense wat deelgeneem het in hierdie studiestuk wat hulle ondervra het. Het 26,9% aangedui dat hulle sal dit oorweeg om 'n klein besigheid te begin deur middel van entrepreneurskap. As 'n opsie wat hulle wil begin. 26% van daai het gesê ons oorweeg het om te begin met 'n klein besigheid. En dit is min, hè? Dis min. Ja. Maar die kommerpunt is daar, op die einde van die dag het van daai 26% net 6% dit opgeneem. Joe, dit is skokkend. En van die 6% het na 'n tydperk, van die 6% het 76% na 'n tydperk van die kaart afgeval, wat dit nie gemaak het nie. So die skokkende syfers is dat daar gaan daadwerklik iets gedoen moet word rondom hierdie gees van entrepreneurskap. En entrepreneurskap, Eugene, is nie iemand, en dan praat ek nie af op so 'n persoon nie, dis nie iemand wat op die straathoek vrugte verkoop nie, dis nie 'n vrugtehandelaar nie, dis nie entrepreneur nie. Daai mense is terwille van oorlewing baie keer daar. Ek sien myself in my eie besigheid ek sien myself as 'n entrepreneur. En die definisie van entrepreneur is eenvoudig iemand wat sy eie besigheid begin. Jy moet weet hoe voel dit daar in die kookoond van 'n besigheid. Dit is nie maklik om 'n besigheid te bestuur nie. So die hele faset van 'n entrepreneur is iemand wat sy eie besigheid begin, wat sy eie hulpbronne gebruik. Met ander woorde, hy het sy eie kapitaal wat hy het, of hy het wagkapitaal wat hy gaan kry, sy eie energie, sy familie, sy personeel, wat hy later van tyd aanstel, en daarmee maak hy sukses. Entrepreneur is iemand wat 'n suksesvolle, winsgewende besigheid bedryf, wat 'n rol speel in hierdie globale ekonomie. So entrepreneurskap is nie 'n afgewaterde tema nie, dit is 'n uiters belangrike tema. Nou, ek gaan nou, as ons kom by die kongres, so goed bietjie vir jou sê, wat was die toeloop, hoe gaan ons hierdie tema wat gister hanteer is, gaan ons deurtrek na die AHI se eie kongres, daai kongres wat op die 18de September natuurlik plaasvind. Ek wil nou jy sê wat jy nou vertel het, die AI is baie goed geposisioneer om daar te help. Nee, absoluut. Jy weet, my siening altyd dis nie 'n bo-onder approach nie. Dis nie 'n top-down approach nie. Ons kan nie van 'n hoë struktuur van die staat dink die staat gaan dinge afforceer. Deur middel van politieke of regeringsvlakke tot by 'n punt om te sê maar ons moet soveel entrepreneurs skep nie. Dis verkeerd. Ons moet van onderaf moet ons daai kultuur vestig waar ons dit vir entrepreneurs kan bewys dat jy kan 'n sukses van jouself maak. En dan van onderaf opvat na die boonste vlak toe. Kom ons gesels oor die AI kongres, dis in September en maandag is 'n belangrike dag, die dag, né? Wat gaan jy gaan vertel ons 'n bietjie meer? Ja, Eugene. Kyk, maandag is 'n uiters belangrike dag. Maar voor ek by daai maandag kom, weet tussen nou maandag is daar 'n paar uitdagings. Nee, is in Kaapstad hoor. Nee meneer.
Ja, Ek spot nou, ek het so ligte trad. ek het my onskuldig probeer maak hierso. Ja. So ek en jy het ons laas hier gepraat het en ek het nou laas my mooi groen sokkies gewys en dit is alweer die groen sokkies aan vandag. Ja. Het ons natuurlik gesê, jong, die Bokke het nou 'n goeie kans teen die All Blacks. Ja, nee. En ja, wat het toe gebeur? Die All Blacks het toe verloor. Of die Springbokke Bokkie het verloor, ja. Maar nou, jy verwys na Kaapstad. Komende Saterdag is natuurlik Presies. is natuurlik daai datum, jy weet, en as die All Blacks natuurlik nou Saterdag hierdie een ook kan deurtrek, dan sit 2-0 uit die 4 wedstryde uit. Weet, dan moet die ander 2 absoluut oortuigend gewen word. So die Bokke het nie 'n kans nie, het nie 'n keuse nie. En die 4de wedstryd of die 4de toets is nog in Amerika ook. Ja, dis korrek, ja. So ons het hoop vir die Bokke, dus kom ons maar die bokdryf vanmôre aan het. Ja. Ons het hoop vir die Bokke. Maar jou vraag oor Maandag. Ja. So ons gaan nou eers lekker rugby kyk en alles. Maandag is die finale datum vir die inskrywings tot die AAI se kompetisie en ons het laas hieroor gepraat al 2 keer. Die AAI is deel van ons kongres van 17 en 18 September. Die 17de is ons groot toekenningsaand wat ons graag wil erkenning gee aan besighede wat uitstekend gevaar het. Dis besighede in die platteland, in die hele Weskaapstreek, oral. Daai 4 kategorieë van besigheid is natuurlik die AAI se klein besigheid van die jaar. Dis die AAI se opkomende klein besigheid van die jaar. Dis die AAI se gasvryheidsbesigheid van die jaar en die AAI se kleinboer van die jaar. Dis daar die 4 groot toekennings. Nou daar is al reeds heelwat inskrywings ontvang en ek weet daar is heelwat sakekamers reg oor die Weskaap wat werk aan nominasies. Daardie finale datum, Eugene, is Maandag die 31ste 5:00 die middag. So moet nou nie wag tot Maandagmiddag 2:00 nie. Ja. Maak vandag werk daarvan, oor die naweek werk daarvan, gee vir ons op daai aanlyn platform, is op 'n aanlyn platform by die AAI se webtuiste, op die AAI se Facebook bladsy, gaan kyk, die skakel is daar, ons gaan van die vandag weer 'n skakel stuur, maar belangrik, jy moet inskryf. As jy nie gaan inskryf nie, het jy glad nie 'n kans nie. So as jy inskryf, is daar 'n beoordelingspaneel wat in die eerste week van September gaan kyk en ons gaan graag erkenning wil gee aan hierdie uitsonderlike klein besighede, maar as jou naam nie daar is nie, dan kan jy nie deel daarvan wees nie. So maak asseblief baie seker jy skryf in vir hierdie groot kompetisie. Voor julle reëlings vir die kongres, dis nou die tweede helfte van September en dis op Stilbaai. Ja, Eugene, Stilbaai is die plek. Stilbaai, ek weet nie, luisteraars, kykers of julle al Stilbaai verbygery het daar op die N2 van Riverstal hier na Mosselbaai se kant toe. Jy kan nie daai boot wat daar op droë water lê wat Stilbaai se rigting aandui mis nie. Die groot boot wat sê Stilbaai. So alle borde, Ja. alle bote, alle aanwysings wys na Stilbaai toe. Hulle paai lê na Stilbaai. Alle paai lê na Stilbaai toe. Stilbaai die 17de en die 18de van September. Ons is ver gevorder. Elke week het ons 'n vergadering, soos ons na hierdie gesprek 'n vergadering gehad met die spanne in Stilbaai en die spanne hier in die AAI kantore om net die fynere detail uit te sorteer, maar die raamwerk is uitgesorteer waar dit aangebied gaan word. Al 2 funksies gaan nou in Jongensfontein aangebied word. Pragtige plek, pragtige Jongensfontein en is absoluut die moeite werd om sommer Stilbaai of Jongensbaai 'n lekker naweek te maak. Daar's soveel te sien, soveel te doen in die omtrek. So mense wat reis maak sommer 'n naweek daarvan en ons gaan ook daardie toerisme akkommodasie geleenthede vir hulle deurgee op 'n skakel waar hulle self kan besluit waar hulle gaan bly. Nou die aand van die 17 Eugene is natuurlik weer eens die toekenningsaand waar ons hierdie toekennings gaan gee. Ons programdirekteur van die aand is weer eens Samantha van der Berg, die bekende Samantha van der Berg van Netwerk 24. Die hele Burger Netwerk 24 media komponent sal teenwoordig wees. Ook die redakteur van die Burger, Willem Jordaan, sal daarbey betrokke wees. Ons het 'n groot borg hierdie jaar aan boord gekry by laaste oomblik, natuurlik Sage. Sage is 'n rekenkundige sagteware maatskappy, baie ou sagteware maatskappy, en dan ook Standard Bank, die bankvernoot, saam met die A hierdie groot kongres gaan aanbied. En dan 'n baie belangrike spreker vir die aand. Dis 'n plaaslike spreker. Nou al wat ek nou gaan sê,
sy daai uiters bekende gin aanleg daar in Ek weet wie dit Stilbaai. is. O, jy weet wie's dit? Lorna is haar naam. Ek dink sy was 'n vorige burgemeester, onderburgemeester van Ezekwaa, as ek reg onthou die Man, verlede. ek het nie daai detail nie, Ja. maar die feit van die saak is 'n uiters sterk besigheidsvrou. Ja, sy is. Ons gaan die kans kry 'n bietjie van daai gin te proe daarso in Stilbaai, so maar nie kom vir die proe nie, kom luister na alles, jy weet. Ons kan baie leer. Ons kan baie leer. En dit gaan oor die hele konsep van Stilbaai, is wel 'n klein dorp, maar die gedagte en die visie is baie groot. En dis waaroor dit gaan. Dan die belangrikheid, Eugene, op die 18 is die kongres. Kongres is altyd 'n groot geleentheid waar ons sekere temas wil deurtrek en 'n AI standpunt wil inneem oor daai tema. Nou, jy kon verwag het dat ek vir jou gaan sê die eerste tema is hierdie landskap van entrepreneurs. Dis 'n kritiese tema vir die AI. Jy weet, AI is gestig jare gelede in 1948 juis met die doel om jong besigheidsmanne, vroue op te hef, op te lei, geleenthede te gee in die sakewêreld. Jy weet, dis presies wat ons vandag doen om daardie entrepreneuriese platform natuurlik daar te stel vir besighede reg oor die landskap, veral in die platlandse landskap. Nou, die goeie nuus is dat die navorser wat hierdie GEM report, die Suid-Afrikaanse report, saamgestel het, as 'n mede-navorser, professor Natanja Meyer, het ingewillig om hierdie tema vir ons aan te bied. Maar dis goeie nuus. Stilbaai. Ja, dis baie goeie nuus. Sy kan Met- eerstens vertel. Met absoluut navorsing, maar ek het van gesê, ek hoor van jou navorsing, jy kan vir ons deel met die navorsing, maar ek wil jou weet, wat is die aanbevelings wat ons as die AI moet doen om die huidige situasie te verander? So, professor Natasha Meyer is die sleutelspreker wat daai tema gaan hanteer. En dan daarna, na haar aanbieding, gaan ons 'n paneelkundiges hê en ons gaan 'n bietjie van 'n vraesessie hê en die baie bekende Jody Hendricks, soos jy hom ken, op die radio, op die TV, Jody Hendricks sal die gesprekleier wees en ons gaan 'n bietjie van 'n paneelbespreking kry. So wat ek gaan maak is die uitdagings wat daar is met die hele entrepreneurslandskap gaan ons verpak in pockets. Met pockets beteken dat daar's 'n deel van onderwys, so ek gaan hulle onderwyskinders kry om te sê, maar wat is julle aanbevelings vir die hele ekonomiese landskap vir entrepreneurs? So ons gaan in elke sektor se kundiges kry, dit gaan 'n hoë vlak bespreking wees. Daar gaan 'n hoë vlak interaksie kan wees vanaf die vloer waar daar is om vrae te vra, spesifiek in die landskap waar die sakekamer opereer. So 'n kritiese belangrike punt vir die AI en ons is baie dankbaar dat ons professor Meyer kon gekry het om hierdie tema aan te bied. Eerstens met die warm, vars inligting, by die vraag is, wat gaan ons doen in die platteland? Wat gaan ons doen as die AI om hierdie ding te gaan vat na die volgende vlak toe? Die tweede tema vir Saterdag wat ek persoonlik gaan aanbied is hoe gaan die sakekamer lyk van die toekoms? Hoe moet die sakekamer lyk van die toekoms? Ons beweeg in 'n baie vinnige wêreld en 'n baie vinnige era in. Ek meen daar is gesê dat in die volgende 2 of 3 jaar gaan daar poste beskikbaar wees wat ons nie eens die poste se name kan uitspreek nie. So vinnig gaan AI en die wêreld ontwikkel vorentoe. En die vraag is, hoe gaan sakekamers wat eintlik maar die leier is van die ekonomie in 'n dorp, hoe gaan hy homself aanpas ook in daai fase in, jy weet so. So ons gaan 'n groot gesprek hê daaromtrent. Weereens gaan ons die bestes van die bestes in die sakekamer platform vra om vir ons hulle insigte te deel oor die platform en ek glo en ek behoor dat dit gaan 'n baie opwindende 2026 kongres wees daar aanstel by die 18de. Vandag soos ek en jy sit in afwagting tot die Bokke se oorwinning môre. Ja. Vandag is vandag Vrydag en as ek reg kon onthou is dit vandag, wat se datum is vandag? 28ste. Is vandag die hele dag die 28ste. Vandag gaan u nog die skakel ontvang waar jy kan registreer vir die kongres by die AI vir die 17de en vir die 18de. Nou die AI besef in terme van kostes, u gaan waarskynlik moet ry. Stilbaai is 'n klein dorpie, kusdorpie. Dis 'n entjie van George af, dis 'n entjie die Kaap uit, weet daar's afstand wat jy gaan moet ry tot in Stilbaai. Jy gaan waarskynlik vir jou akkommodasie moet kry in Stilbaai want dis aandfunksies.
9 moet oornag, want ons begin die 18 uur vroeg. So die AA het besluit om die kostes van die gala geleentheid die 17de en die 18de geborg aan u te gee. Sjoe, Met ander woorde, jy gaan niks betaal om die funksie by te woon nie. Daar is absoluut beperkte spasies. So u moet vandag nog, of so gou as moontlik, op hy skakel, net u informasie vir ons gee en sê, plaas asseblief my naam, ek wil graag daar wees. Daar is al reeds name ingekom wat gebel het gesê, ons wil daar wees. So, ons het 'n geborgde kaartjie wat toelaat dat jy nie daai kos hoef aan te gaan om hierdie kongres natuurlik by te woon. So net die vervoer en jou akkommodasie gaan vir jou rekening wees. Dis baie 'n goeie hoogtepunt van 2026 hier in die Karoo streek sal definitief die AA se kongres wees. Moet dit nie misloop nie. Baie dankie vir dit klink baie interessant. Dan moet die Springbok nog net môremiddag wen. So as jy nou 'n telling moet waag, Ek gaan nie my daarop sit nie. Ek het nie 'n idee nie. Die leeu's het gewys hulle kan wen dalk hoor. kyk die stommers ook en ons is nou nie rugby kundiges nie. Ek dink daar eintlik op die einde met die leeu's, jy weet die manier hoe hulle agterlyn amper hand tot hand die bal aangegee het en nie daai gaping geskep het waar daai All Blacks soos 'n mes deur botter, warm mes deur botter sny nie, ek meen. As hulle daai skakel kan toemaak agter, jy weet en natuurlik jou loskakel en jou skrimskakel en jou agterlyn. Ek meen die voorman het hulle staal gestaan, jy weet. Maar dit lyk so asof die vleuel sommer net oorstap in 'n 3 druk, jy weet. Maar ek glo ons kenner natuurlik Rassie Erasmus en sy paneel en hy het persoonlik 'n verskoning gevra want hy sê was swak besluite geneem oor sekere skuwe wat gemaak is. Ons glo dat die leierskap in die bokke, Rassie Benama en die ander ook sal Suid-Afrika weer trots maak. Maar dit gaan nie altyd oor die wen, dit gaan altyd oor die wen nie, né? Ja. Dit gaan ook oor die spangees. Ja, nee, absoluut. Ek het gesien selfs Suid-Afrika en Nieu-Seeland, jy kan sien die All Blacks, jy weet ons is nie kwaad vir mekaar nie. Ons gaan nie vuislaan nie. Daar is ook 'n gees van ons speel vir die spel. So duime So vas. die beste span sal wen, hopelik die bokke. Dankie en mooi loop. Dankie, totsiens.